Dis nou reeds langer as 5 dekades wat topgehalte, pragtige Appaloosa perde op 'n stoetplaas buite Lady Brand geteel word. Claire M, 'n 80-jarige topteeler, uithouridder en stigterslid van die Appaloosa Stoetklub, is aan stuur van hierdie pragtige perde. Ons het gaan kennis opdoen. Sy is in 1945 in Swede gebore. Haar familie immigreer na Suid-Afrika toe sy 5 jaar oud is en perde speel uit die staanspoor 'n groot rol in haar lewe. 'n Passie wat uiteindelik 'n groot positiewe impak op die plaaslike uithouritlandskap sou hê. Dit ten spyte van die feit dat 'n dokter voor al haar mylpale en suksesse voorspel het dat sy nooit weer sou perdry nie. Gelukkig vir ons is Claire M 'n aanhouer en uithouer. Claire, jy is in Stockholm, Swede gebore. Onthou jy nog enigiets van jou kinderdae daar? Ja, nie veel nie, want ek was 5 jaar oud toe ons Suid-Afrika toe getrek het. En wat het julle van daar af hiernatoe gebring? My pa was 'n diplomaat. Hy was eers in Stockholm, waar hy my ma ontmoet het. En dan het sy tweede pos was Suid-Afrika. En jou ouers is toe ook deur 'n baie bekende man in die geskiedenis. Ja, dit is my claim to fame, soos ons sê in Engels. Raoul Wallenberg. Hy het 200,000 Jode gered in Budapest. Maar hy het jou pa en ma toe aan mekaar voorgestel of by mekaar uit? Want hy was my ouma se eerste neef. Klink amper soos Schindler's List stories, nie? Dit is, you see. Wow. Dit is, en hy is ons held in die familie. Vertel vir die perde, was dit maar ook 'n ding wat nog altyd in julle familie My was? opa was eintlik, kom ons dink 'n bietjie in Afrikaans. Hy was 'n kolonel in die Steeds Ray Cavalry storie. En hy het net 4 dogters gehad. En hy het besluit, daardie kinders moet nou groot geword, net soos sy soldate. En dan het hy ook gespring. En hy het eintlik in 2 Olympiese spele gery. En in 1928 het hulle die bronsmedalje gekry vir die span. Op 'n stadium het daar 'n insident met jou gebeur, wat die dokter ook gesê het, jy moet jouself oppas of jy sal nie weer kan perdry nie. My seun Tony was 'n baie moeilike baba. Hy het omtrent nooit geslaap nie. En ek het eintlik 'n nierontsteking gehad. Dis hoekom my rug bietjie swak was. En een keer toe ek hom nou in die bed sit, toe hoor ek daar die disk in my rug, net so. En ek het gegaan by chiropractor. Hy het ook van my gesê, jy moet nie iets doen wat nou 'n risiko is, want jy weer jou rug kan beseer. Op die ouend het ek na 'n neurologist eintlik gegaan in die Kaap en ek het gesê, wat gaan aan met my? En hy sê, een van sy pasiënte ry perd. En sy sê, dis altyd waar sy nie pyn het in haar rug, is as sy op die perd sit. En ek dink, okay, ek gaan op die perd klim en net sien hoe voel dit. Toe ry ek 5 kilo's en die volgende Saterdag ry ek 40 kilo's. En dit is eintlik die geheime van om gezond te bly, want die maagspiere doen die werk. En die kinders sê altyd vir my, jy moet ophou ry, jy gaan jou rug stukken maak. Ek sê nee, dis die teenoorgestelde. Sy ry nie net weer perd nie, sy verwerf ook haar springbokklere. Sy voltooi 34 keer die Forrest Smith 200, wen die 100 myl Hofmeyer uithourit, verteenwoordig Suid-Afrika by die Travis Cup in Kalifornië en neem aan die Olimpiese spele in Atlanta deel op 51-jarige ouderdom. Jy is nie bang vir hy nie, want ek meen die Forrest Smith 200, nee? Hy is hierdie jaar, of was hy onlangs 50 jaar? Sy 50ste? Ja, dit is die jaar die 50ste. Ja. En jy is een van die min mense wat kan sê, jy die eerste ene gery en ook nou die 50ste. Ja. En almal tussenin. Ja. Wow. Wat is die gemiddelde afstand van so 'n uithourit? Ja, dis 'n 80. Ons ry 40 en dan is daar 'n 4 beheerpunt en dan 'n 25 en 'n 15. Hoorie, en dan is daar mos 'n Hofmeyer uithourit wat vir jou ook 'n groot hoogtepunt was. Ja, dit ontstaan nie meer nie, maar ek het die vinnigste tyd ooit daardie rit gery. As dit 100 myle is, jy draf, want jy kan nie vinniger ry nie. Jy is nie veronderstel om vinniger te ry nie. Maar Mosey het besluit, daar's Hofmeyer. Ek gaan nou huis toe. Die veeartse hulle omring my of iets. En sê, jy wat so baie ervaring het, is jy mal. Jy gaan nooit deur die veeartse toets gaan, want na 20 minute moet die puls 64 wees. Ek het vroeger gesê, ek het vertroue in die perdjie. Vat maar haar puls nou. En ek beloof jy, dis onder die 64. Dit was 43. Wauw, hulle kon het. Ek wil huil as ek dink aan Mosey.
Dit lyk vir my of jy 'n hegte verbintenis gehad het met Mousie, nie? Ja. As 'n perd. Ja. Nee, dit is nog 'n storie, maar ek mag nie, hè, nie seker. Sy ons daar verloor, die bye het haar toe sy 13 jaar oud was. Het die bye haar doodgesteek. Baie van haar vele prestasies bereik sy op die rug van 'n Alpha Appaloosa staatmaker perd. Sy het die perderas toe in 1974 begin met 2 merries en 'n hinks wat as deel van 'n sirkus destyds na Suid-Afrika gekom het. Ek het eintlik al die rasse gekyk en ek wou iets hê wat besonders was, wat die mense sal hier na die Vrystaat toe kom om te kyk. Want ek het gedink die Vrystaat was die einde van die wêreld. En die Appaloosa het al die bokse getik, hy het die oulike geaardheid, mooi kleur, lekker sterk perd vir enige doeleinde. En daar was ook al baie suksesverhale en suksesse met hierdie ras. Ja, veral met die uitrit, omdat ek die geleentheid het om hier te oefen, om world class te word by die huis. So hoe gewild is ek meen, jy's nou obviously bevooroordeel want dit is jou ras. Hoe gewild is hierdie ras in Suid-Afrika? Ja, ons het seker oor die 300 teelers nou. En ja, nee, dit groei die hele tyd. Op hierdie stadium, jy's nog steeds 'n teeler. Hoeveel perde het jy? Ja, ek het 36 op die oomblik. Self ook betrokke by nuwe filletjies en so? Alles. Ja, nee, ek kan teer. Eintlik op 'n naweek het ek nie mense nie, so ek doen alles op 'n naweek. As hulle moet kos kry of dis ek wat alles doen. Maar dit hou my fiks. Ek gee nie om nie. En ek hou daarvan om hands-on te wees. Hulle moet weet dat ek gee om vir hulle. En net die proses in kort van om 'n perd uit jou rit gereed te kry. Dis 'n stadige proses. Hulle moet eers 5 jaar oud wees. En dan ry jy weet vir 'n maand of 2 bietjie stadiger en dan werk jy op. En op die ouend as hulle dit op 'n stywe draf kan doen met 'n bietjie galop hier en daar. En ek wil net hê dat hulle dit geniet. Sy en haar man Bernard was 54 jaar getroud voordat hy ongelukkig in COVID-tyd oorlede is. Hulle het 3 kinders en haar dogter Lisa en haar familie hou tans die fort op die plaas. 2 van jou kinders was self ook junior kampioene, is dit nie? Ja, Lisa en Tony op verskillende jare het Forest Junior Forest met gewen. En Lisa se rekord bly nog steeds. Soos jou kinders groot geword het tussen perde, is dit ook die geval met die klein kinders? Ja, ek het Forest met 2 van hulle klaar gemaak en een van hulle vriende. Ons was 4 wat oor die wenstreep gehardloop het. En ons was op die voorblad van die Volksblad met die storie. Claire, wat beteken jou perde vir jou? Wat beteken hierdie perde vir jou? Ja, ek is baie lief vir hulle. Dit is moeilik om hulle te verkoop. Maar dan dink ek altyd as dit iemand se enigste perd is, kry hulle 100% liefde. En by my moet ek my liefde deel tussen hulle. En kry jy gereeld tyd om daarom nog te kan ry ook? Ja, en ek probeer om elke tweede dag omtrent te ry. Is eintlik genoeg om fiks te bly. En as jy nie ry nie, is daar ietsie anders wat jy doen of geniet? Ja, en ek is baie lief om te stap. En ek skilder en ek doen ribbon embroidery en allerlei goed. Daar is 'n vroulike kant. Ek is nie net 'n groom of 'n jockey of 'n ding. En wat beteken die uithoueritte vir jou? Ek meen op geself is dit ook iets wat nie almal doen nie. Ja, maar dit is 'n maklike ding om te doen eintlik, want as jy nou Comrades Marathon wil hardloop, is dit 'n heel ander storie. Hier is dit die perde se bene wat die swaar kry. Jy laat dit so maklik en eenvoudig klink, ja. Ja. Ek is geleer jy mag nooit vir 'n vrou haar ouderdom vra nie, maar net om vir die kykers dit in perspektief te stel. Hoe oud is jy nou? Ek is 80. En jy lyk nog so goed. Wat is die geheim? Ja, seker om gelukkig te wees, hè? Ek dink dis deel van die storie. As 'n mens binne jou jong voel, dan skyn dit uit of iets. Om uit te hou en aan te hou wanneer 'n ou moeg en gedaan is nie iets wat natuurlik kom nie. Dis dan wanneer 'n ou diep moet delf. Iets wat Claire in die lewe en op haar perd se rug en uithou ritte ewig goed ken. Knap gedaan, Claire.